Vadersdag is altyd 'n interessante onderwerp. Want jy sien vir baie mense is dit iets om opgewonde oor te wees, om na uit te sien, maar vir baie ander mense is dit dalk nie so opgewonde nie. Dalk nie so lekker nie. Maar ek wil vir julle sê vanoggend, elke man wat luister, elke man wat hier sit, jy is 'n pa. Jy is 'n vader, want daar is iemand wat opkyk na jou. Daar is iemand wat sien wat jy doen, hoe jy reageer, hoe jy praat en wat jy doen. Goed of sleg, reg of verkeerd, hulle kyk, daar is mense wat kyk na ons. So ek gaan net so vinnig 'n voorbeeld gebruik. In my eie lewe, wonderlike, liefdevolle gesin, ons het kerk toe gegaan, liefdevolle pa, betrokke pa, maar ek het altyd gevoel ek moet hom die hele tyd impress. En dit was nooit genoeg nie. Ek het nooit daai ding gekry van dis genoeg nie, of great job nie. En dit het my gedruk om altyd net nog meer en nog verder en nog verder en nog verder te vat. En vir 'n lang tyd het ek wil daarna het ek diep in die wêreld ingeval en prys die Here daarvoor 'n redelike tyd terug daar uitgekom. Deur baie gebed, want my ma weet hoe om te bid nou. En na 'n lang tyd, ek dink dit was so 2-3 jaar terug, toe besef ek, maar my pa het ook nie 'n pa gehad nie. Hy het eintlik nie 'n pa gehad nie, as ek dit so kan stel. Sy pa was 'n alkoholist. Groot alkoholist. So erg, dat hy die alkohol in die ou bakkie, ek kan nie eens onthou wat se bakkie dit was, hy daai tyd in die wiper boksie ingegooi het voor, om dit weg te steek vir my ouma, en dan sal hy halfpad binne in die kar en halfpad buite die kar wees en die wiper trek om dit net in sy mond in te spuit. Dis stories wat my pa my vertel. En ek kom toe iets agter, dat wow, my pa het 'n baie slegter voorbeeld gehad as wat ek gehad het. Maar, nou kan ons nie vir oupa aan, so, die Here wys my maar, dit was oupa se eerste keer om 'n pa te wees. En hy wys my maar, dit was my pa se eerste keer ook om 'n pa te wees. En toe dit by my kom, sê ek, o, frek, okay, Here, hoe gaan ons hierdie doen? En ek fast forward om so 'n bietjie, met die jeug, ek staan een hand daar agter en ek kyk so uit en die Here sê vir my, hier sit hulle, hier sit jou kinders. Nog lank voor ek regtig kinders gehad het. En ek sê, ja Here, ek weet, maar hy sê, nee, jy verstaan nie. Gelukkig vat jy in die huis toe nie, prys die Here daarvoor. Hierdie is jou kinders, en ek staan nou agter en ek wees, o, vrek. Here, wat moet ek doen? Wat moet ek verander? Wat moet ek beter? Here, help my asseblief. En die Here sê, nee, jy moet net wees wie jy is. Wees net François. Dit is wat hulle nodig het. En fast forward 'n bietjie van daar af, klein François word gebore, nou staan ek met hierdie dingetjie in my hande, daar in die hospitaal, en ek dadelik weer soos oofvrek. Daar was 'n paar oofvrekke nog daarna, en ek is in trane, en ek sê, Here, hoe is hierdie myne? Here sê, nee, is nie joune nie. Ek toevertrou jou net, om 'n voorbeeld te wees. En ek sê, sjoe. En ek besef weer, dis ons almal se eerste keer. Daar gaan nog baie eerste kere wees. Eerste keer om God die Vader weer te vertrou, en die klem op dat elke man is 'n pa-figuur, of jy nou 'n kind het of nie. En ek sê hierdie ding altyd met 'n sekere pa, deesdae in die samelewing sê ek, en hoor my mooi, om 'n kind te maak jou nie 'n pa nie. Ek sê baie anders vir die mans, maar ek wil hom net daar neersit, om 'n kind te maak jou nie 'n pa nie. Daar's baie verantwoordelikhede, daar's baie goed wat jy moet doen. Dis nie net now I have arrived and great nie. Daar's 'n magte om verantwoordelikhede. Hier is 'n lekker uitstalling hier met 'n klomp verskillende, so 'n pa is redelik dinamies. En nie almal van ons is nie tegnologies aangewend of meganies aangewend nie. Maar as jy enige man sy kar by 'n mechanic het en die mechanic praat goed, dan gaan jy so staan en so maak, of gaan jy nee, ek het ook so gedink. Ons as mans is baie keer baie vreemd in daai opsig. Of as die IT-probleem uitgesort word, dan is ek het geweet. Ek het net nie geweet waar nie. Of hoe nie.
Of ek het vergeet, ek onthou laas het iemand dit vir my, of ek het dit laas ook so gedoen. En sy persoon wegstap en o, frik, ek het dit nie afgeneem nie. Wat het hy nou weer gedoen? En daar's soveel goed wat 'n man probeer of 'n pa probeer definieer is, as jy nie 'n bakkie het nie, is jy nie 'n man nie. En as jy nou met hierdie klein graaf het jou bakkie uitklim, dan sal nou 'n ander man wag. Stap hy bakkie toe, haal hy sy groot graafte uit. Dan die volgende moment is die ander, dan gaan hy na sy klein karretjie toe, of sy karretjie, dan haal hy daar 'n boksie uit, en dan vou daai graaf in 5 dele oop en uit. Dan is hy nog groter as enigeen van die 4x4 se grawe. So daar's altyd hierdie metingsproses. Ek wil vanoggend gesels eerstens oor wie God is, wie God die Vader is. En dis basics, dis 'n basiese beginsel. En dan wie hy nie is nie. Ek moes dit besef, dat my pa is nie 'n slegte pa gewees nie. My pa het nie ooit gedink, ek doen nie goed genoeg, of hy het nie geweet hoe om dit te sê nie. Hy het dalk nie verstaan hoe om sy rol in te neem nie. En dis nie verkeerd nie, dis net 'n gebrek aan kennis. Of kan ons dit sê, en dis hoekom ek sê elke man, dis dalk 'n gebrek aan sien hoe iemand dit doen. Dis 'n gebrek aan 'n voorbeeld. En ek dink persoonlik, dis hoekom ons land lyk soos wat hy lyk, want daar's 'n gebrek aan 'n voorbeeld van vaders. Of dit nou jou eie bloed is en of dit nou 'n geestelike koneksie is. Ons is voorbeelde, ons moet voorbeelde wees. So my vrou het my baie gelag oor hierdie opskrif, ek hou baie daarvan, The Godfather. So, God is regtig hierdie pa en hierdie vader. Ek doen wat ek my vader sien doen. Ek doen wat ek my vader sien doen. So tydjie terug wys my vrou vir my 'n paar goed, of sy maak my bewus van 'n paar goed. Ek sê nee, kan nie wees nie. En toe begin ek dit oplet en sien hoe Franso en Zani presies dit doen wat ek doen. Presies praat soos wat ek praat. As ek iets verkeerd doen, ek praat baie soms, nou gaan almal fokus op my wenkbroue. Ek praat soms baie met my wenkbroue, en toe my vrou my attent maak op dit, toe begin ek agterkom, as ek iets doen wat so bietjie edge op wat mamma sê nie mag gebeur in die huis nie. Dan is Frans so, papa, waarmee is jy besig? Papa, kyk vir jou. Dan, hy wenkbrauw, ek weet nie hoe ver hy wil uitrek nie. Maar dan kom ek agter, wow. Klein Zani, nou die dag, ek kan nie presies onthou wat gebeur het nie. En sy begin daar die eina bestraf. Regtig bestraf. En bid, en rebuke. En ek het iewers dit genoem, en toe vat hy. En toe is hy daar besig. En ek staan net daar, wow Here. En Here herinner my dan is ons voorbeeld. Ons voorbeeld. Net wie ons is, en hoe ons voorbeeld dra. Nie al die great goed wat ons doen, of wat ons doen saam met ons kinders, of wat ons doen saam met, dis al die doene. God sê, dit wat jy doen, gaan jou nie in die koninkryk inbring nie, maar dit wie jy is, by my. Hoe jy my ken, en hoe ek jou ken. Dis waaroor dit gaan. En ek lees gisterand iets, waar, so, Fransa Junior is nou op 'n stadium wat, ja maar hoekom papa? Dan vertel hy, ja maar hoekom? Ja maar, hoekom? Dan moet ek baie diep bid, ek het baie geduld. En dan vra hy weer maar hoekom? Ek sê, joh, hoe moet ek kan nie verstaan hoe daar 15 hoekoms is, na ek hom so neergesit het, dat jy kan nie nog verduidelik nie. En hierdie spesifieke ding wat ek deurgegaan het, sê vir my maar, baie kere sê sy het, maar dis wat ek sê. Ek sê so dis hoe dit is. En dis so verkeerd, kom ek agter. En ek het dit gedoen al die afgelope tyd, maar dis wat ek sê, dis hoe dit is. Maar sy brein verstaan dit glad nie. Ek moes stop en gaan verduidelik hoekom. Moenie op die verhoog speel nie. Ja, maar hoekom nie, papa? Ja, maar ek sê, ja, maar hoekom nie?
Ja, maar pappa, dis cool om die boot te speel want ek kan nie afspring en ek kan probeer vlieg en die strappe wat ek kan probeer mis en reguit afhardloop, al die seentjie brein goed. En dan moet ek vir hom verduidelik, nie net omdat ek so sê nie, want ek in my kop weet al klaar en ek wil al daar wees. Ek moet kan sê, want ek is bang jy val, ek is bang jy kry seer en ek wil nie dit nou hê nie. En net hy verduidelik en klaar los soveel goed op binne my, want ek hoef nie weer te verduidelik nie. En hy begin dit dalk verstaan. En dis nie my wil wat ek neerdruk en sê, maar dis omdat ek so sê nie. Dis hoe dit is, dis wat ek sê nie. So as net kyk hierdie stukkie. Ek gaan nou net verder gaan met die slides. Wie is God? God is liefde, 1 Johannes 4 vers 8. God is liefde. Ongeag wat se verhouding jy met die aardse pa het en of jy ooit een gehad het, is God is liefde. En God se liefde is daar vir ons almal. En presies nou wil ek hom terugvat na hierdie storie toe. Ja, maar as ons dan nou sê God is liefde, hoekom? Wat beteken dit as God liefde is? Maar dit is baie maklik om dit net te sê, maar as ons dieper in dit ingaan, God is lief vir my want hy het ons gemaak, hy het my geskape met talente. God is lief vir my soos wat ek is. Ja, maar hoekom is God lief vir my? Kan ons daarin so 'n bietjie laat dink. Sy essensie is liefde. Alles wat hy doen, kom uit liefde. Dit gee ons 'n voorbeeld van geduld, genade en opoffering. So die opoffering wat God gegee het vir sy seun wat gekom het. Die liefde, die genade wat God vir ons gee, die Vaderhart wat hy vir ons uitbeeld, is daar. God is almagtig en skepper, Genesis 1:1 en Psalm 95 vers 3. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Niks is te groot of te klein. Niks is te groot of te klein vir sy beheer nie. Niks is te groot of te klein vir sy beheer nie. God kan ons nog steeds daar help. God is getrou en onveranderlik. Hebreërs 13 vers 8 en Maleagi 3 vers 6. Sy belofte staan, hy verander nie soos mense nie. Sy belofte staan vas. Hy verander nie soos mense. Hy het ons nie lief wanneer ons iets doen nie. Hy het ons net lief. En hoe meer goed ons doen, beteken nie hy gaan ons meer lief hê nie. Hy het ons net lief. En sy liefde is soos 'n emmer water wat op jou uitgegooi word. Jy kan nie daai vloei keer nie. Dis daai hele massa water, dis daai hele kapasiteit wat uitkom bo op jou. God is regverdig en barmhartig, Psalm 39 vers 14 en Efesiërs 2 vers 4 tot 5. Hy oordeel reg, maar bied ook vergifnis deur genade. God oordeel reg, maar hy bied ook vergifnis. Ek onthou 'n hele tyd terug, Frans was nog in Doeke gewees en ons was iewers en daar was iets wat nie lekker was en ek dog nou, okay nou, kom ons stap gou. En ek het hom ons daar uit in so 1 of 2 houe op die boot en toe ek so half op pad terug is, toe is daar iemand wat vir my sê, "O, jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie hoe." Toe moes ek baie vinnig sê, dan ons kan ook 'n draai stap. Maar toe was dit nou al hier. Toe sê ek soos ek kan hom gou neersit, dan kan ons ook gou. Nee, en toe na die tyd het ek mooi gaan gesels en mooi gaan praat, soos wat ek veronderstel is om te doen. Maar dit was in daai oomblik en toe begin ek besef die manier van genade en liefde. En liefde is nie net gee en gee en gee nie. Partykeer is dit ook gee. Maar die oomblik wat dit gebeur en God het dit vir my kom wys, want ek het dit nie gehad nie, is dit daai kniel en hom nader bring en dat ek en hy mekaar in die oë kan kyk. Kom sê Boeta, ek's baie lief vir jou. En papa, my boude is seer. Ek sê nie, ek weet jy boude is seer, kom ek vryf dit.
Sê Boeta, papa's baie lief vir jou. Maar dit wat jy nou net gedoen het, was nie mooi nie. Dit maak mamma se hart seer, of dit maak pappa se hart seer. Dit wat jy gedoen het, is, ons doen dit net nie. Ja, maar hoekom pappa? In daai oomblik, hoekom? Dan verduidelik ek. Dan gee ek hom 'n druk en dan gaan ons aan. Here praat baie met my oor daai, kom op daai vlak. Nie hier van bo af, of gee hom hier 'n drukkie nie. Want wat gebeur as ons daaronder is en ons gee mekaar 'n drukkie? Ons harte kom na mekaar toe. Ons borskaste, ons harte druk teen mekaar. Daar's 'n baie groter koneksie daar, as enigiets anders. God is Vader. Nie wanneer ek hom aanneem nie. Of baie keer van mense, ja maar God het my nou aangeneem, God het my nie. Jy is sy kind. Al vir ongelooflik baie lank is jy sy kind. God is Vader, Matteus 6 vers 9. Hy noem ons kinders, hy koester en hy gee baie liefde. Lukas 11:2, Matteus 7:11. God is liefde. En ons tye wat hy ons dalk die in 'n oomblik waar ons tigtiging of swaar of jy moet nou regmaak hier beleef het, trek God ons nader. Trek hy ons nader en hou ons vas. Ons gaan nou by daai gedeelte kom. Dis wie God is. In 'n nutshell is dit wie God is. Daar is baie meer wat hy vir ons uitgesit het in die woord, baie meer wat ons kan kry, maar as ons nie hierdie konsep verstaan nie, gaan ons sukkel om die res te begryp. Gaan ons sukkel om God se vaderhart, God se liefde, God se genade, God se plek wat hy vir ons gegee het. Ons gaan dit nie kan vat nie. Ons gaan altyd iewers haak. Wie God nie is nie. God is nie boosaardige tiran nie. Sy geregtigheid gaan gepaard met liefde en uiteindelike herstel. Romeine 8 vers 28. Eindelike herstel. God is nie onbewus of ongeïnteresseerd in ons daaglikse lewe nie. God is ongelooflik geïnteresseerd in ons lewe en wat ons doen. Groot of klein. Baie besig of nie so besig nie. Van skottelgoed was tot 'n besigheid bestuur. God is ongelooflik geïnteresseerd in ons lewe. Psalm 139 vers 1 tot 4. Hy sien en weet wat ons behoeftes is. Hy sien en weet. Baie keer was ek dalk op 'n plek gewees waar my pa my nie gesien het nie. My pa glad nie by my behoefte verstaan het of raak gesien het, eers dat ek 'n behoefte het nie. En as jy in daai oomblik nie regtig God ken, God se vaderhart ken nie, dan gaan jy gaan gryp aan 'n paar ander goed wat jou behoefte kan vul. God is nie net 'n idee of 'n konsep nie. Hy is 'n persoonlike wese wat met ons wil tyd spandeer. Dis 'n persoonlike plek. Hy wil met ons tyd spandeer. En verhouding hê. Hy wil met ons verhouding hê. Dis vir hom ongelooflik belangrik. Anders het die ontwerp wat hy in die tuin van Eden gedoen het, nooit afgekom nie, as hy dan nie met ons wou tyd spandeer nie. En dit wat daarna deurgetrek het nie. God is nie 'n instrument wat ons kan manipuleer ter wille van eie begeertes nie. Ware verhouding vereis nederigheid en gehoorsaamheid. So ons moet verstaan wie is God? En wat is God nie? En ek glo vanoggend ons gaan die wat is God nie kan verbrokkel. In jou eie lewe. Van jou eie konsep van 'n vader, van 'n pa.
Jesus is werklik die seun van God. Johannes 5 vers 16 tot en met 20. Daarom het die Jode Jesus probeer vervolg, net omdat hy dit op 'n Sabbat gedoen het. Maar Jesus het teenoor hulle gereageer. My Vader werk tot nou toe, en ook is ek aan die werk. Daarom het die Jode hulle nog meer beywer om hom dood te maak. Want hy het nie net die Sabbat onheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en homself so aan God gelykgestel. Jesus het daarop gereageer. Luister mooi na hierdie stukkie. Ek verseker julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen slegs wat hy die Vader sien doen, wat die Vader ook al doen, dit doen die seun net so. Hoe gereeld het Jesus teruggegaan na God? Hoe gereeld het hy met God, met sy Vader gaan praat oor nou wat gebeur het? Of net, ek wil net by jou incheck, ek wil net by jou wees. Die Vader het die seun lief en wys hom alles wat hy self doen, en hy sal hom nog groter dinge wys as hierdie, sodat julle verstom sal staan. Liefdevol, werkend en openbarend. Jesus se liefde vir ons as Vaderhart. Jesus is altyd werkend. God is altyd werkend. Hier sê Jesus, ek sien my Vader is altyd werkend. Daarom is ek besig. Ons kry dit baie in sekere areas of in plekke of in beroepe, ja, maar jy sien nou plek of tyd vir God nie. Is daar nie dalk 'n oomblik met daar 'n vaderhartskonsep moet neergesit word nie? Of moet uitgebeeld word nie? 'n voorbeeld. God is nie stil nie, hy is aktief in die wêreld, werkend tot nou toe, nou nog werkend, aktief besig. En om 'n man te wees vandag en 'n voorbeeld te wees is 'n baie aktiewe ding. Dit kan nie onaktief wees nie. Openbarend, hy wys die seun alles wat hy doen. Die Vader deel sy werk met sy kinders. Hy deel, doen so, dis hoe pa dit doen, dis wat ek doen, so leer en gaan doen. Sien en gaan doen. Ek weet my pa het my baie, hy's 'n baie handige persoon, so ek weet ek kan nie eens onthou hoeveel waantjies het hy self gebou nie. Maar dit het nooit by my vasgesit nie. Ek is nie onhandig nie, maar ek is nie baie handig nie. Ek teken eerder, ek's kunstig, ek doen ander goed. En ek moes leer, dis okay. Ek moes verstaan, dis okay. As ek met 'n grinder iewers moet inklim, moet jy iemand kry wat baie goed kan swys om alles terug te kom sit. Of weet wat hy doen. Ek is reg, en toe kry ek nog 'n skoonpa wat amper nog meer handiger is. En ek moes toe verstaan, dis okay, wie jy is, Franswa. God die Vader is nog steeds lief vir jou. Maar die oomblik wat jy verstaan wie jy is, moet jy daai plek vol staan. En jy moet daai plek uitleef vorentoe. Want daar is baie wat na jou kyk en by jou kan leer. Leer bedoelende, ek wil so dalk maak en beter doen, of nie, ek wil glad nie so maak nie, ek wil anders doen. Beide kante. Beide kante. God die Vader is liefdevol, werkend en openbarend. Ons roeping, ontdek waarmee die Vader besig is en sluit by hom aan. Is dit nie dalk 'n ander mooi manier om dit uit te beeld nie? Ontdek waarmee God besig is en kom ons sluit by hom aan. Kom ons sluit by hom aan. Met my gestappery en my gedrawery en goed, en ons is een naweek op die plaas met my skoonouers, en die volgende oomblik
ek weet nie, dis seker 500, 800 meter daartoe. Van die een huis, van die een plek waar ons was, na die windpomp, daar agter. Dus weer sien Frans so hardloop, op en af. Op en af, dan sê hierdie kant, dan sê, hy het net dit begin doen. Ja, maar hoekom? Nee, is lekker. Ja, maar hoekom? Nee, papa doen dit. Ek het dit nooit vir hom gesê, ek het nooit dit vir hom gevra nie. So as ons begin regtig agterkom dat dit wat ons doen, ego uit. Dit gaan baie verder as net wat ek dink of wat ek beplan het. So hoe ontdek ons waarmee Vader besig is en sluit dan by hom aan? Deur die woord te lees, deur met hom te praat. Want Jesus het een ding gedoen en hy het homself uitgeëkstrakt, hy het uitbeweeg en na die Vader toe gegaan. En ek glo die Vader het net gesê, wow, yes, dit is so mooi. Ek is so, weet jy waar is ek meer opgewonde as wat nou gebeur het, oor dit wat volgende gaan gebeur. Dis my plan. En ek dink Jesus was baie opgewonde, hy sê, joh, ek kan nie wag, kom ons, ek en my Vader, ons doen hierdie ding saam. Kom ek gaan deel dit met die disippels, kom ons gaan doen dit. En ek dink baie keer was die disippels baie vreesagtig, soos, Jesus, ons weet nie hoe hierdie ding gaan werk nie. Hulle kan ons dalk net doodmaak, nê? En hulle moes net aansluit, hulle moes net deel vorm en deel word. En daardeur het hulle geleer en daardeur kon hulle alles gaan toepas het wat hulle gedoen het nadat Jesus aan die kruis gesterf het en teruggegaan het hemel toe. Wie is God die Vader? Ons het nou net deurgewerk. Liefdevolle Vader, werkende Vader, openbarende Vader. Liefdevol, hy is lief vir my. Hy is lief vir my, nie deur wat ek doen nie. Werkende Vader, hy is altyd besig. Hy is altyd besig met iets. Dit waarvoor jy vra, dit waarvoor jy bid, hy is besig. Hy sit nie daar en dink, okay, hoe gaan hierdie week lyk? Vra vir die engele, hoe lyk die dagboek? Hy weet klaar, hy is klaar besig met 'n klomp goed. Ons moet net by hom gaan aansluit en uitvind waarmee is hy besig. Openbarende Vader, daar openbaar hy vir ons waarmee hy besig is. Soos wat ons met hom tyd spandeer, so openbaar hy aan ons waarmee hy besig is, wat hy doen. En dan ook, weet al ooit met 'n paar hoekoms na God toe gegaan? Steek gou op, 'n paar van ons. En dan gaan ons weer, dan antwoord hy, ja, maar Here, hoekom? Ja, maar jy het nou nodig om deur hierdie, ja, maar hoekom? Jy het nodig om minder van hierdie, ja, maar, of jy het nodig om hierdie te verkoop. Hoekom, Here? Die openbaring lê in sy hart en by hom. My Vader het my lief, Johannes 5 vers 20. Die seun doen niks uit eie inisiatief uit nie. So dit wat ons leer by God, dit wat ons kry by hom, dit is wat ek kan gaan toepas. Wie is God die Vader nie? Nie 'n afwesige Vader nie. Ek wil weer deur hierdie gaan. Nie 'n veroordelende tiran nie. Niks wat jy doen is goed genoeg nie. Hy's nie 'n baas nie. Gevolge van verkeerde beelde van God, die Vader. Vrees of terugtrekking. Ek trek terug. Ek het dit baie gedoen. Ek het nie die Vader hart verstaan nie. Ek het plekke van my en my pa se verhouding nie verstaan nie en ek het heel teruggetrek. Ek het my eie goed gedoen. En daar was ek okay. Ek het nog steeds daai soeke gehad, maar daar was ek okay. En die vrees was altyd so, ek kon nooit my pa beïndruk het met punte op skool nie, want ek het deurgekom. So dis genoeg. So daai het nie gewerk nie. Maar daar was kere wat ek geweet het, hy is besig om iets te grind en goed, dan het ek maar net in die garage ingeslip en nou maar onder die wa gaan lens, ja, spanner, en dan gee ek nog die verkeerde ding, okay, dan leer ek wat dit moet wees en hoe dit moet werk. Ek het net gegaan en net teenwoordig probeer wees daar, maar dit was lekker. Het was net lekker om daar te wees, om deel te wees. Maar ek moes daai keuse maak. Al is dit nie iets waarvan ek dalk hou of heeltemal verstaan wat hier aangaan nie.
dan partykeer het ek die grinder vasgehou en maak of ek weet wat ek doen of hy dit vir my gegee en dan hy glimlag raak net so groot. Jy's 'n groot man en die spark spat en dis wat elke jong seun wil sien is lekker. Daai oomblikke wat vir my baie kosbaar is. Wat vir my baie beteken. Verkeerde beeld werk uit prestasie uit. Jy kan soveel goed doen vir God. Dit gaan vir hom niks beteken as jy hom nie ken nie. As jy nie by sy Vaderhart uitkom nie. Dit gaan vir hom niks beteken as hy jou nie ken nie. Hy weet wie ons is. Hy weet wat ons nodig het, maar hy wil dit nog steeds hoor. Hy wil nog steeds teenwoordig wees met wat ons doen. Net so moet ons smag om teenwoordig te wees met waarmee hy besig is. Onvermoë om gehoorsaam en saam te werk. Onvermoë om gehoorsaam en saam te werk. As ek nie daai vaderliefde verstaan nie, dan gryp ek na 'n klomp ander goed wat my kan vul of wat my kan great laat voel. Die proses, kyk, leer en doen. Kyk, bid en luister, let op na die Gees. Hoe om in te klim by hierdie plek. Bid, leer, wees onderrigbaar en deel met ander. As die voorbeeld, ek moet kan deel, ek moet leerbaar wees. En ek weet ons as mans is baie keer as ons in 'n groep iewers is en iemand of twee manne weet meganies 100% wat die aangaan. Is daar altyd 'n derde een wat inkom en sê nee manne, julle sit nou hierdie ding heel verkeerd. Dis hoe hy gedoen word. En dan iewers kom daar ou en hy trek 'n Leatherman uit en hy het nou hierdie ding al met 'n Leatherman. Dis gewoonlik die Land Rover ouers en daar moet altyd 'n Leatherman by wees. So daar's altyd hierdie ek weet beter. Jy kan my nie leer nie. Ek was al daar. En God het my baie vinnig teruggebring aarde toe en gesê wees leerbaar. Wees leerbaar. Ek is ongelooflik lief vir leer. Dit klink baie vreemd. My vrou lag vir my. Nie akademies, net leer. So is ook vir my baie belangrik om meer te leer uit alles uit wat ek doen en alles waar ons is en hoe ou betrokke is met alles rondom jou. En dan doen. God se woord het ons baie doene in. Baie goed wat ons moet doen. Wat ons nie toepas nie, wat ons nie doen nie. Want alles wat hierin is, was al voorheen prakties gedoen. En moet nou weer prakties gedoen word. En as ons dit nie prakties doen nie, ek kon nou daar onder daai waantjie gaan lê het en begin bid het, Here sit asseblief hierdie goed vas, Here help, gee my net gou 'n vinnige ChatGPT iets, laat ek net weet hoe werk hierdie grinder of hierdie swys, of dat ek net my pa gou kan impress. Jy moet dit prakties doen om die skill te kan opbou, die ondervinding te kan opbou, om dit te kan goed doen. As jy dit nie prakties toepas nie, gaan nie werk nie. So geestelik en so almagtig soos wat God is, so prakties is hy. Die twee kan ons nie van mekaar afskei nie. Want dit ontmoet ons hier waar ons is op die aarde, geestelik en prakties. Gees en prakties. Hierdie seun, sy plaasboere, die pa is elke oggend baie vroeg uit, besig om te werk, 5 uur sal op uit, besig. En die seun staan hier 7 uur, 8 uur die oggend op, word hy wakker en dan wonder hy waarmee is sy pa besig. So sy pa is nie so groot gepla met die doen en late van die seun en wat hy doen nie, want die plaas staan nie stil nie. Die plaas moet gewerk word. Daar's 'n verantwoordelikheid. En hierdie seun, ongeag hoe groot of hoe vreesaanjaend daai trekker nou kan lyk op daai grond, besluit, hoe meer hy sien, hoe vroeg sy pa opstaan en waarmee sy pa besig is en hoe dit 'n roetine is en hy leer by sy pa hard werk, vroeg opstaan, betrokke wees by die gesin en dat die plaas nie homself aan die gang gaan hou nie.
Moet hierdie seun 'n keuse maak net soos hierdie en hy stap reguit op hy trekker af. Pa is besig om te werk, ek wil by pa wees. Ek wil daar uitkom. Waarmee is pa besig? Ek wil weet, ek wil leer. Ek weet daar's van die pa's wat dadelik hierdie jong laaitjie op die trekker sal sit en hy sal alles druk en knoppies en goed. En van die pa's sal baie mooi sit jy daar, kyk mooi. Moenie aan iets vat nie. Kyk mooi, ding is baie duur en ons het net soveel milies oor of wat ook al dit mag wees. So daar's klomp verskillend, een wat meer verduidelik, die een wat net sê klim, sit hier tussen my bene, hou daai vas. Ek hou jou hand vas en kom ons werk hierdie ding. Kom ons ry hom. Dis hoe God ons wil betrokke hê in dit waarmee hy besig is. Is dat ons in sy woord kan sien en kan lees, maar ook ons kan soos Jesus na hom toe gaan en met hom gaan praat en hom vra, waarmee is jy besig? Waarmee is u besig, Here? Ek wil met dit betrokke raak. En dit is net so bold soos hierdie seentjie wat uitstap is, soos ek wil daar wees. Ek wil weet wat hier aangaan. Ek wil betrokke wees wanneer dit lyk en my pa doen dit. Soos my pa dit doen, daar's altyd baie stories rondom. Ek gaan nou nie ingaan op dit nie, maar my pa doen dit so. Ja, maar jy sal nie verstaan, my pa braai 'n skaaprib so. Staanrib. Iemand staanrib. My pa het gesê staanribbe is ou ribbe. Ons doen hom andersom. Jy laat lê hom op die beenkant vir 'n tydjie, dan draai hom een keer om en dan is hy klaar. En dan suurlemoen nog. Nee, jy kan nie suurlemoen oor 'n rib gooi nie. Dit werk glad nie. Woestersous. Net woestersous en aromat. Dis hoe my pa. Nee, julle verstaan nie. My pa braai nie 'n hele ribie. Hy sê as mans wat net wil brag wat 'n hele rib wil braai. Hy sny hom in klein beentjies op en dan maak hy 'n lekker sousie en dan braai hy hom lekker crispy. Daar's nie, dis ja, ons kan verder in dit ingaan. Een ding wat ek nou kan onthou is my pa sê gewoonlik vir my ma as sy bobotie maak, dan sug hy so aan tafel sê ja, hy sê nou my pa. Ja, my ma se bobotie. Daar is nie 'n resep soos my ma, dis nou my ouma. Ja, my ma soos iemand sy gee nou net nie meer om nie. Sy maak net die bobotie en dis nou daar. Ja, maar my ma het altyd die warm vrugte ook daar gehad. Nou dit is net bobotie en rysiewe. Julle hoor waartoe dit gaan. So iewers het ons dit geleer, iewers het ons dit gesien. So ek wil vanoggend vra. Praktiese stappe, persoonlik. Vraag. Wys my waarin u werk, Vader. Ek moet dit vir God gaan vra. Vra vir God, Vader, waarmee is u besig? Weeklikse tyd van waarneming en gebed, deel wat jy sien met 'n geestelike maat, neem een korrekte daad hierdie week in jou rol. En dit wat Vader vir jou neersit. Gemeenteaksie, gebedsbank, seën, moment vir vaders, en ons gaan nou by daai plek uitkom. En ek glo dis wat God wil kom doen vandag. Enige ander boodskap wat ek dalk het, ons het die basiese vas van wie God is en wie God nie is nie. Ons kan daar sien diensprojek vir gesinne, ondersteuningsnetwerke vir vaders. Maar kom ons by die laaste stukkie. Ek glo in God die Vader. Ek glo in God die Vader. So ek wil vra vanoggend as jy hier is, jy het nog nooit die voorreg gehad, daar's geen skaamte of geen daar's geen skaamte daarin nie. As jy nog nooit deur jou pa geseën was nie. Wil ek jy moet dit net geïdentifiseer daar wees. As jou pa, as jy nog nooit die kans gehad het nie, of as hy dit nog nooit gedoen het nie, dit het nog nooit gebeur nie, jy dalk nie 'n pa gehad nie, as jy nog nooit deur jou pa geseën was nie, wil ek jy moet dit net daar waar jy sit, net geïdentifiseer. En dan wil ek vra, as daar 'n paar manne is hier, wat reg is om ander mans, of die gemeente, as 'n pa figuur te bless, kom net vorentoe, kom staan net hier voor asseblief. Net 'n paar mans wat al in daai proses was en weet wat dit vat om daai seëning te kry, daai blessing te kry van 'n pa af. Asseblief net so 'n paar mans hier voor. So terwyl hulle vorentoe stap en net hier onder gaan staan, wil ek hê as jy regtig
As daai vingerafdruk van God se Vaderhart so op jou hart kom druk vanoggend, dat jy nooit hier op hierdie aarde 'n seën of 'n blessing ontvang het van 'n Vader af nie, wil ek jou uitdaag om vorentoe te kom na een van hierdie mans. Charles gaan net vir ons daar agter 'n sagte background musiek aansit, asseblief Charles. Hierdie is baie belangrik. So ek wil jou uitdaag, as jy nog nooit geseën was nie, deur 'n Vader, jy kom vorentoe. Kom vorentoe. Moenie hierdie kans mis nie, asseblief. God die Vader sê self in die woord, daai is my seun op wie ek ongelooflik trots is en bly is. Kom vorentoe, moenie die kans mis nie. Charles, jy kan maar vir ons opsit. Die res wat bly sit, wil jy net jou oë toemaak en net bid vir ons land nie, bid vir vaders om op te staan, bid vir mans om op te staan, bid vir posisies wat moet ingeneem word, bid vir die wat gebless en geseën word vandag ook. Ons rolle as man, as mans, is ongelooflik belangrik. Daar's 'n baie groot plek wat ons moet vol staan. Baie groot verantwoordelikheid wat ons moet opvat. Elke man. Want elke man is 'n pa. Elke man. Jy het iemand wat opkyk na jou toe. Jy het iemand wat jy dalk moet groot maak. Daar is soveel en presies wat net nou gebeur het. Dis so goed ek upgrade vir klein Frans met sy plastiek graaf en ek sê vir hom hierso. Welcome to the tribe. Vir baie van julle gaan dit wees, ja, vir hom gaan dit, hierdie was pappa se graaf, soos ek mag dit nooit eintlik gebruik het nie, want hy was bang, ek kap sy bakkie, of ek grawe gate waar ek nie moet grawe nie, of ek grawe plante uit en ek plant almal bo op mekaar. Om as vader, as man, 'n ander man te bless en te seën, wat nog nooit daai voorreg gehad het, is presies dieselfde. Om hierdie te doen. Om hierdie oor te gee. In die gees is dit amper soos 'n swaard wat jy oorgee en sê, nou doen jy wat jy moet doen. Now you go. As jy nog nooit geseën was, is dit baie moeilik om iemand anders regtig daai plek te kan gee. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie dat U werkend en liefdevol is. Wys ons vandag waarmee U besig is. Gee ons oë om te sien, harte om gehoorsaam. Harte wat gehoorsaam is, Here. En hande wat gereed is om te dien. Seën die vaders wat hier is vandag, Vader. Seën ons as mans. Om ons rightful place, plek te kan opneem. Te kan weet U is lief vir ons, U het genade vir ons. En U help ons, Vader. Met elke tree, elke beweging. Gee ons wysheid, gee ons geduld en krag met al die hoekoms. Help ons om nie uit vrees of uit prestasie uit te werk nie, of passiwiteit nie, maar uit liefde en deelname. Deelname is die belangrikste, Vader. Dat ons teenwoordig sal wees in dit wat gebeur rondom ons. Dat ons teenwoordig sal wees by die huis. Dat ons teenwoordig sal wees met elke gesprek, met elke koffie, met elke afspraak wat ons het. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om U koninkryk te kan uitbeeld op hierdie aarde. En dankie vir daai ongelooflike, awesome, omvouende liefde wat U vir elkeen van ons gee. En dis nie iets om te hou nie, dis iets wat ons moet uitdeel en uitgee en aanstuur. En dankie Here dat U ons toevertrou om deel te kan wees van daai voorbeeld. Amen.